Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit Lukas 24. Lukas 24. Ons gaan lees vanaf vers Dion. Ons gaan lees vanaf vers 36 tot 49. Lukas 24. Terwyl hulle, dit is nou die disippels, nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink, hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, dis tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n gees kan tog nie vleis en bene, 'n gees kan tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, julle hier iets om te eet. Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Naamlik dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand, om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Vers 45, hierdie woorde wat daar staan, toe open hy hulle verstand, om die skrif te verstaan. Toe open hy hulle verstand, om die skrif te verstaan. Goeie Vrydag, maar sonder hierdie dag, die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. Die kruisiging van ons Here Jesus, maar sonder sy opstanding uit die dood. Troosteloos. Mens kan self sê, hopeloos. Luister wat skryf Paulus in 1 Korinte 15. Hy sê, as Christus nie opgewek is nie, en hoor wat sê hy, is ons prediking sonder inhoud. En is julle geloof ook sonder inhoud. Om dit vanaand, broeders en susters, raak te sien, gaan ons terug na daardie tydjie tussen die kruisiging van ons Here Jesus en sy opstanding uit die dood. So 'n bietjie terug saam met Lukas daarheen. Hoe lyk mense se lewens wat net 'n gekruisigde en 'n begrawe Here Jesus Christus sou hê? Hoe lyk hulle lewe? Die Lukas beskryf vir ons 'n paar mense se lewens van hierdie hoek, van hoe dit lyk sonder die opstanding van ons Here Jesus Christus. Daar was in die heel eerste plek daardie klompie vroue wat
vroegoggend na die graf toe is. Hulle bring saam met hulle bietjie reukolie, want hulle wil ons Here Jesus se liggaam gaan versorg. Die reukolie wat hulle saamvat, wil hulle ook die doeke waarin hy toegedraai is behandel, sodat dit langer kan hou. Ons sien hulle hier eintlik in diepe eer betoon teenoor ons Here Jesus Christus. Maar al wat vir hulle oorbly is 'n gebalsemde lijk. As 'n mens mooi kyk, is daar by hulle geen hoop nie. Geen verwagting nie. Hulle tyd saam met die Here Jesus was vir hulle wonderlik. Dit was inspirerend. Maar hy is dood. En daardie wonderlike tyd is onherroepelik verby. Al wat oorbly is rou, is hartseer, is trane. Die vrouens. Maar dan neem Lukas ons nog bietjie verder. Lukas neem ons ook na die Emmausgangers toe. Hoor wat sê hulle? Hulle sê ons het so gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. En nou is dit al die 3de dag. Hierdie Emmausgangers vat nou maar die pad terug Jerusalem toe. Hulle gaan nou maar huis toe. Dooie Here Jesus beteken vir hulle so min. Beteken vir hulle min al was sy woorde so kragtig. Hy het sulke wonderlike dinge gedoen. Maar hy is nou dood. Maar vir hulle is alles verby. Tree vir tree gaan nou terug Jerusalem toe. Dan neem Lukas ons ook na ons Here Jesus se disippels. En wat lees ons van hulle? Hulle is bang. Hulle gaan kruip weg agter geslote deure. Hulle is dood eenvoudig te bang om uit te kom. Hulle smoor die wonde van onbegrip diep in hulle harte. Hoe kon al hulle drome so op niks uitgeloop het nie? Jesus is dood. En daar sit daar die klompie disippels bang, angstig, agter toedeure. Nie 'n mooi prentjie nie. En dan neem Lukas ons broeders en susters ook na Petrus toe. Nou u ken vir Petrus, hierdie sterk disipel van ons Here Jesus Christus, hierdie selfversekerde disipel van hom. Hoe gaan dit in sy lewe op daardie oomblik? Die binne in hom brand die verloning van sy Here. Ek dink Petrus moes oor en oor daardie haan hoor kraai het. Hy het sy Here verloon.
En vir hierdie man was daar nie tyd om sy saak met die Here te gaan regmaak nie. Jesus is dood. Dis asof die pad na vergifnis vir Petrus ook toegemaak is. Petrus sal moet saamleef met hierdie verskriklike verloning van sy Here. En dan is dit so, eintlik so ironies, dat hierdie Petrus vir die ander disippels sê, ek gaan nou maar visvang. Hierdie man wat deur die Here getipeer is as 'n visser van mense. Hy sê vir die ander, ek gaan nou maar visse vang. Weet jy, broeders en susters, hierdie troosteloosheid, ons kan sê, hierdie leegheid, hierdie koersloosheid, sou ook jou en my lewe gestempel het. Indien die evangelie by die kruisdood van ons Here Jesus Christus gestop het. As die evangelie daar gestop het, sou ons 'n in memoriam Jesus Christus aanbid. Sou ons 'n in memoriam Jesus Christus gehad het. Het geen verlossing nie. Ons sou bly sit het. Die sonde mag ook in ons lewe. Ons sou maar bly leef het van al die selfverwyte. Die dood sou soos 'n gordyn gesak het oor enige hoop vir daar in ons lewe was. Ook enige hoop vir beter dae, vir uitkoms. Maar nou, na Goeie Vrydag, is daar opstanding Sondag. Die graf van ons Here Jesus Christus kon hom nie hou nie. Hy het opgestaan uit die dood. Hy leef. Hy het werklik fisies opgestaan. En hy leef. En wat sê ons nou vir mekaar, broeders en susters? Ons het 'n lewende verlosser in ons Here Jesus Christus. Maar nou wil ek ook vir u wys hoe hierdie opgestane Here Jesus Christus mense se lewens verander. Mens kan sê hoe hy dit radikaal verander. Hoe hy ook jou en my lewe verander. Kom ons gaan weer terug na Lukas toe. En ons gaan kyk hoe hy dit vir ons uitlig, eintlik uitspel. Ons is terug by die vroue wat daardie oggend na die graf toe is. Toe hulle die twee engele sien en hoor wat die engele vir hulle sê, lees ons dat hulle met eens die woorde van ons Here Jesus Christus onthou het. Daardie woorde van hom dat hy oorgelewer sou word, dat hy sou sterf en op die 3de dag uit die dood sou opstaan. Mens kan sê hulle geheue is verfris. En wat gebeur dan? En dan neem daar 'n kragtige visie besit van hulle. 'n Nuwe verstaan neem besit van hulle lewe. Wat doen hierdie vrouens? Jubelend en juigend gaan hulle terug na die ander disippels toe.
Hulle gaan soek die mense op en sê vir hulle, ons Here het opgestaan uit die dood. Hulle vertel vir mense daarvan. Mense kan sê hierdie vroue, en is dit nie treffend dat dit juis vroue is, gesien die omstandighede daai tyd, word lewende getuies van 'n opgestaan en 'n lewende Here Jesus Christus. Hulle word lewende getuies wat ander kan lei na 'n nuwe lewe met Christus. Dis die vrouens. Dan kom ons weer by Petrus. Met daai pyn in sy hart. Hardloop Petrus na die graf toe. Dan lees ons hy het ingegaan, die leë graf gesien en hy het geglo. En kyk nou broeders en susters, 'n rukkie later, rukkie hierna, gaan soek die opgestane Here Jesus Christus vir hierdie ou Petrus op. Hy gaan na hom toe. Wat daar tussen ons Here Jesus Christus en Petrus gebeur het, want hulle het 'n ontmoeting gehad, wat daar tussen hulle gebeur het, daaroor sê die Bybel niks. Dit is dalk te persoonlik, dalk te intiem. Maar in daardie ontmoeting is die verhouding tussen Christus en Petrus reggemaak. Petrus moes daar vergifnis van sy Here ontvang het. Sy geskenk. Nou na sy opstanding. Dis die opstanding van ons Here Jesus Christus, broeders en susters, wat Petrus se lewe verander het. Want wat gebeur kort hierna? Petrus begin preek. Hy word 'n krag in diens van die Here. Hierdie Petrus word 'n leier in die vroeë Christelike kerk. Hy ontvang die Heilige Gees en doen wondere. Hy gaan die wêreld in om 'n gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus te verkondig. En weet jy, nou is dit vir my so aangrypend dat hierdie selfde Petrus, as hy later sy brief skryf, dan is een van die eerste woorde wat hy skryf, hierdie woorde. Hy sê in sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Dit moes uit die hart van Petrus gekom het. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Ons het gekyk na die vroue. Ons is nou by Petrus. Nou kom ons weer by daardie Emmausganger. Ons lees dat ons Here Jesus hulle oë geopen het toe hy die brood voor hulle oë gebreek het. Dan herken hulle hom. Dan herken hulle hom, hierdie Jesus Christus. En wat doen hierdie manne dan? Hulle was op pad terug Jerusalem, op pad terug huis toe. Hulle draai om. Hulle gaan terug Jerusalem toe, want hulle het iets om te vertel. Hulle gaan terug. En die woord van die Here, soos wat
hulle dit nou verstaan, soos wat alles vir hulle sin maak. Met groot insig en groot wysheid ander oor te dra. Ook hulle word verkondigers van Jesus Christus wat gesterf en opgestaan het. Dan verskyn ons Here Jesus ook aan sy 11 disippels. En hoe wonderlik, broeders en susters, is dat hy ook aan Thomas verskyn het. Thomas wat so met sy ongeloof geworstel het. Here gaan verskyn aan hom. Dis van Thomas. Kom, bring jou vinger. Druk dit in die gate in my hand. Dis ons opgestaan Here Jesus aan die werk. En dan open hy die oë van al sy disippels om die skrif te verstaan, om die evangelie te verstaan. En wat gebeur nou? Daardie klompie beangste, bang disippels wat hulle toegesluit het in 'n vertrek. Hulle word magtige werktuie in die hand van die opgestane Here Jesus Christus. U weet wat hulle gedoen het. Dis wat die opstanding van Jesus Christus ook in hulle lewe gedoen het. Ek en jy glo in 'n gekruisigde en 'n opgestane Here Jesus Christus. Dit, broeders en susters, is die volle evangelie. 'n gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus. Hy was die ware paaslam wat vir ons sondes geslag is. Hy het eenmalig en genoegsaam die offer gebring vir ons sondes. Hy het ook opgestaan uit die dood om die vrug van sy werk aan ons uit te deel. Dit eintlik in ons lewe in te dra deur sy Gees. In hom ontvang ek en jy 'n nuwe lewe. Nou kan ons hierdie lewe baie name gee. Mense kan praat, ons ontvang 'n lewe van heelheid, van vrede, van groot blydskap, ook van groot troos, as ek by 'n graf moet staan. Ek ontvang 'n nuwe lewe, waarin ek deur die krag van die Gees elke dag kan opstaan uit die sonde moeras van my lewe. Die krag om te kan opstaan, om nie vir die Here en my naaste te lewe. En ons Here Jesus Christus ontvang ons, broeders en susters, 'n nuwe lewe. 'n Lewe van krag en van visie vir die koninkryk van die Here. Nie bang agter toegesluite mure nie, maar 'n lewe van krag en visie vir die koninkryk van die Here. Ek ontvang 'n hart wat so vol is van my Here wat vir my gesterf en vir my opgestaan het.
dat ek nie oor hom kan stil bly nie. Dat ek nie kan stil bly oor hierdie verlosser van my nie. Jesus Christus, die gesterwe, die gestorwe en die opgestane Here. Miskien is nou die vraag, broers en susters, aan myself en aan u. Ken ons die opgestane Here Jesus in ons lewe? Kan ek en jy uitwys en vertel wat hy alles vir ons beteken? Wat hy ook deur sy Gees in ons lewe doen? Kan ek vertel van al my ontmoetings met hom? En hoe hy my roep? Hoe hy my geleer het, hoe hy my dra, hoe hy my geïnspireer het. Kan ander mense sien dat Jesus Christus lewe? Omdat hy in my en in jou lewe. Kan hulle dit sien in 'n nuwe lewe waarin ek besig is om te groei elke dag van my lewe? Ek en jy, my liewe broer en suster, het nie 'n in memoriam verlosser nie. Maar ons het 'n lewende, opgestane verlosser. En in hom leef ek en jy nou reeds waarlik. Nou reeds. Maar ook eendag sy volmaaktheid. Kan mense dit sien? Kan mense dit aanvoel? Sy of haar Here is die opgestane Here Jesus Christus. In al sy krag en in al sy heerlikheid. Amen. Saam met al die kinders, saam met alle Christene reg oor die wêreld, Here, bely ons op hierdie dag dat Jesus Christus ons verlosser leef. Dat hy opgestaan het. Maar ons bely ook dat hy kragtig deur sy Gees en woord die ware lewe in ons werk. Daarom, Here, is u kerk, hulle wat werklik in u glo, die wonder van u genade, die wonder van u kragtige werking, is hulle die wonder van die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus. En so het u ons ook deel gemaak van die kerk. Die lewewekkende krag in ons. Nou wil ons bid dat ons eie lewe werklik getuig van 'n opgestane Here Jesus Christus, van 'n nuwe lewe in hom. Vader, wil u ons hiervoor bemagtig deur u Gees. Want ons kan dit nie self nie. Ons smeek daarvoor, ons bid dit van u af.
Mag ons hierdie nuwe lewe wat ons van U ontvang het, leef en uitleef. En as ons val, Here, as ons moeg raak, die ons weer optel. Dat ons kan volhard. Dat ons kan groei. Ook as opstandingskinders. Maak dit tog waar in ons lewe. Sodat U geëer kan word. Sodat al die lof aan U kan toekom vanuit ons eie lewe. Dis ons diep begeerte, Here, dat U hierdie nuwe lewe meer en meer sal laat blom, sal laat uitkristalliseer ook in ons alledaagse lewe. Mag ons mekaar hierin help, mag ons hierin vir mekaar bid, mag ons saam met mekaar ook hierin groei. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.